Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vandag se onderwerp is Adriaan Basson, feite en volksmoord. Nou diegene van u wat dit nie gesien het nie, hy het gister 'n artikel in die rapportafdeling van Netwerk 24 geskryf waarin hy geweldige kritiek lewer teen Solidariteit AfriForum en alle Afrikaners wat nou sogenaamd die FSA beïnvloed het teen die ANC. Maar voordat ek daarby kom, wil ek jy net herinner daaraan dat jy ook een van ons boeke hieronder kan koop. Klik gerus op enige van die prentjies daar, voorblaaie van die boeke en gaan kyk gerus daarna en maak 'n bestelling. Sommige van hulle beskik ook oor 25% November afslag. Maar nou terug by Adriaan Basson se artikel. Hy praat daar van feite. Jy weet, dit is nogal 'n interessante woord daar, die feit. Ek weet nie of, jy weet, daar sal soveel verdraaiings wat Adriaan Basson in sy lewe gepubliseer het, dat hy kwaliek iemand is om die woord feit te gebruik. Maar hy praat nou daarvan en hy sê, feit, die 3 mees senior leiers van Solidariteit en AfriForum, AfriSol, was lede van die konservatiewe party of blanke mynwerkersunie wat die einde van apartheid bestry het. Feit, die leiers van AfriSol is voorstanders van selfbeskikking en die stewige belange in Orania ensovoorts. Feit, leiers van AfriSol besoek sedert minstens 2018 lede van die Republikeinse Party en die MAGA-beweging om die Afrikaners se saak te bepleit. Feit, die AfriSol leiers ontken dat hulle ooit vir Donald Trump gesê het daar is 'n wit volksmoord in Suid-Afrika, maar weier om Trump te konfronteer oor sy leuns dat Afrikaners afgeslag word en op plase onwettig gegryp word. Nou, dis nou die stelle feite wat hy opper om nou die ANC te verdedig teen die kritiek wat daar vanuit die FSA uitgespreek word op sy geliefkoeste party. Nou ek weet nie wie is die ongewildste of selfs die mees gehate openbare figuur onder Afrikaners, of dit nou Piet Kroukamp of Adriaan Basson is nie. Want hy is beslis nie gewild nie, hy is selfs nie eers by Engelssprekers gewild nie, al skryf hy nou elke dag in News24, sy gekose medium waarvoor hy werk. So like Adriaan Basson, selfvoldaan, meneer selfvoldaan, en hy, nog voor ek vergeet, hy was verantwoordelik daarvoor dat die Universiteit van Potchefstroom, soos het nou bekend staan, die Noordwes Universiteit, se Potchefstroom campus sogenaamd getransformeer is, nadat hy 'n vals foto op die voorblad van Beeld geplaas het. 'n Foto wat dit was 'n sangkompetisie, waar van die damesstudente hulle hande so in die lug gewaai het, en hy het sy fotograaf gekry om 'n foto daarvan te neem, 'n stil foto, net op 'n oomblik dat dit lyk asof hulle nou 'n soort nazi saluut gee. En daardie foto, daardie vals foto, wanvoorstelling wat hy gebruik om die universiteit te beswadder, sodat die ANC minister van hoër onderwys onmiddellik die bestuur van die universiteit afgedank het en dit sogenaamd getransformeer het tot waar ons vandag is, waar die Potchefstroom campus ook vir Engels is en daar teen Afrikaner studente op die campus gediskrimineer word. Nou, dit is Adriaan Basson. Maar nou, ja, en dan sy oplossing, of hy sê, ons hoef nie sleg te voel nie in Suid-Afrika nie, want aan die einde van sy artikel sê hy, baie wit middelklas Afrikaners kan die gerief van private sekuriteit of straatwagte bekostig. Dus, dit maak nie saak hoe onveilig dit in die land is nie, dat mense deur rooi ligte jaag, of dat jy daar by 'n winkelsentrum aangehou word, of daar skietery by die winkelsentrum, of wat ook al.
En op straat, jy weet, daar was motors wat gekaap word. Dit alles maak nie saak nie, want hy sê baie wit middelklas Afrikaners kan die gerief van private sekuriteit of straatwagte bekostig. Nou wat se tipe argument is dit? Is hierdie man van sy sinne beroof? Is hy kranksinnig? Jy kan dit nie glo dat iemand by sy volle verstand, wat veronderstel, hy noem homself 'n joernalis, dat hy so iets kan kwytraak nie. Dan sê hy, dis een ding, dis nog 'n gevolgtrekking wat hy daarso in sy artikel maak, wat sonder enige logika is. Hy is net besig om mense te stigmatiseer, hy is besig om AfriForum en Solidariteit te stigmatiseer op grond van standpunte wat hulle 30 jaar gelede gehuldig het of wat ook al. Maar ons kan nou 'n bietjie daarby ook uitkom wat 30 jaar gelede gebeur het. En dan sê hy, dis een ding om die regering te kritiseer so luid as wat jy wil. Dis 'n ander ding om oorsee ons naam te gaan swart smeer gegrond op leuns, veralgemenings en oordrywing. Nou, ek het nou net vertel van wat hy aan die Potchefstroom kampus gedoen het deur middel van 'n leuen en 'n wanvoorstelling, en hy het hulle swart gesmeer en hy het veralgemeen. Hy het al hierdie dinge gedoen aan die Potchefstroom kampus waarvan hy nou vir Solidariteit en AfriForum beskuldig. Maar kom ons dink aan 'n paar feite oor die verlede. As hy nou die verlede, hy is net soos die ANC, hy haal die verlede op, die verlede. Maar ek dink ons gaan nog baie praat oor die verlede. As ons dink aan 'n paar feite oor die verlede. Feit, die ANC was 'n terreurorganisasie. Die meeste westerse lande het dit geklassifiseer as 'n terreurorganisasie, insluitend die VSA. Mandela kon op 'n stadium nie die VSA besoek nie, selfs toe hy president was, omdat die ANC nog steeds geklassifiseer was as 'n terreurorganisasie. Feit, F.W. de Klerk het die ja-stemmers mislei. Nou, ek het ja gestem in die referendum, tot my spyt, want de Klerk, dit was so onskuldige vraag. Jy weet, dat geen redelike persoon kon daarmee verskil nie. Gaan ons nog 'n bietjie onderhandel? Nee, daar is nie net onderhandel nie, die hele, hy het sommer net die, jy weet, boel oorgegee in die eerste paar weke, en toe het hy vir Rolf Meyer ingekry, en die res is geskiedenis. Met ander woorde, F.W. de Klerk het die ja-stemmers mislei. Feit, daar was nooit 'n tweede referendum nie. Ons is 'n tweede referendum beloof, dit het nooit plaasgevind nie. Feit, Afrikaans is as 'n amptelike taal afgeskaf. Pantsat het opgehou om te funksioneer. Een van hierdie soort van suiglekkertjies wat hulle vir die Afrikaners daar by die CODESA uitgedeel het, was om te sê, daar sal 'n grondwetlike liggaam wees, die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, wat sal kyk na veeltaligheid en na Afrikaanse taalregte in Suid-Afrika. Nou, Pansat het lankal opgehou om te funksioneer. Die plek is al paar keer aangekla van korrupsie en allerlei geldwasery en wat ook al. Met ander woorde, ja, hierdie stelsel funksioneer nie vir ons nie. Feit, daar word aktief teen Afrikaners gediskrimineer. Dis 'n feit. Feit, om in Suid-Afrika te boer is die gevaarlikste beroep ter wêreld. Daar word iets soos 300 gemiddeld 300 mense per 100.000 per jaar vermoor as dit by boere kom. Dis gevaarliker as om 'n soldaat in 'n oorlog te wees, en van die oorloë wat tans aan die gang is in die wêreld. Feit, Suid-Afrika het die hoogste moordsyfer ter wêreld en die hoogste in Afrika. Nou, ek het nou net daarna gekyk, ek sal dit nou nie hier op die skerm toon nie, maar ek het nou net daarna gekyk na die lys, en Suid-Afrika is tans nommer 5 in die wêreld wat die intensiteit van moorde in ons land betref, maar die ander 4 lande bokant ons is kleiner lande waar daar sê maar 30 moorde per jaar plaasvind of iets van die aard. En dis statisties maak dit nou, lyk dit nou asof daar baie moorde in daai lande plaasvind, maar eintlik nie. Maar as jy praat van die groter lande met groter bevolkings, dan is Suid-Afrika nommer 1 en ons is die hoogste in Afrika boonop. Dis ons is die kampioen moordland ter wêreld. Nou daaroor het Adrian Mason natuurlik niks te sê nie, maar dis 'n feit.
En, nog 'n feit, die howe het propaganda vir volksmoord teen Afrikaners gewettig, soos ek al voorheen op hierdie kanaal verduidelik het. Regter Eileen Keatley, sy het die uitspraak geskryf waarin daar gesê word dat om Kieleboer te sing is deel van Malema se identiteit en daarom geniet hy volslaa vir spraakvryheid sover dit betref en hy kan dit sing wanneer en waar hy ook al wil. Met ander woorde, hierdie howe het klaar propaganda vir volksmoord teen Afrikaners gewettig. En ons sal nou, as ons nou gaan kyk na die verskillende stadia van volksmoord, ek herhaal dit net gou vir u weer hierso. Eerste stadium is klassifikasie. En ons word in verskillende rasse en groepe geklassifiseer en Afrikaners is natuurlik die nommer 1 teiken. Dan simbolisering, daar is allerlei maniere waarop haat teen Afrikaners in Suid-Afrika gesimboliseer word. Diskriminasie, dis die derde fase, daar word teen ons gediskrimineer, verseker. Verontmensliking. Nou, is daar so verwys hulle na, jy weet, mense wat anders beskou word en tydens die volksmoord teen die Tutsis in Rwanda is na Tutsis verwys as kakkerlakke. En ja, verseker is daar 'n geweldige klomp woorde en taal wat teen ons gebruik word in Suid-Afrika, waardeur ons verontmenslik word. Dan organisasie. Daar volksmoorde word altyd beplan. Polarisasie. Propaganda begin deur haatgroepe versprei word. Nou, ons is klaar daar, hierdie propaganda word versprei deur radikale groepe soos, ja, daar was Black Land First, Black First, Land First, van Andile Ntwitama en natuurlijk Malema en sy EFF. Dit bestaan klaar en dit bring ons nou al by fase 7 van volksmoord. Polarisasie. En dan word daar ook, dan vind daar voorbereiding plaas. Nou, dit is fase 8. En ons is basies by voorbereiding. Daar is allerlei radikale groepe, partye, politieke partye en ook natuurlik van hierdie ekstreem linkse leiers, intellektuele, propagandiste, wat besig is met hierdie voorbereiding. Hulle beplan om ons of uit die land te verdryf, of uit te wis. En deel daarvan is eiendom, en dis 'n baie belangrike punt. In daardie fase, in fase 8 van 'n volksmoord, word eiendom dikwels onteien. En dit is presies waarmee hulle tans besig is. Die onteiening sonder vergoeding, daardie wet wat die ANC reeds deur die parlement geloos het, wat Ramaphosa onderteken het, dit is deel van fase 8 van volksmoord. En dan fase 9 is natuurlik grootskaalse uitwissing. En ek dink die enigste rede hoekom dit nog nie plaasgevind het nie, is omdat 'n klomp mense nog steeds hulle wapens kon behou in weerwil van die verskriklike wetgewing wat daar bestaan en wat dit vir jou so moeilik maak om 'n wettige wapen te besit. Omdat daar nog steeds wettige wapens is daar nog nie daar is nog nie oorgegaan tot hierdie fase 9 of die 9de stadium van volksmoord nie. En dan natuurlik die laaste wat uitwissing behels nie. Ons word reeds vervolg. En dan die finale fase is dan ontkenning. Jy weet, as mense klaar uitgewis is, dan word dit eenvoudig net ontken. En ons het baie voorbeelde daarvan. Die Turke ontken dat hulle die Armene uitgewis het. En dis Adriaan Basson is nou besig om, jy weet, solidariteit in AfriForum en die Amerikaanse regering, president Trump, aan te val, omdat hulle praat van
proses van volksmoord wat in Suid-Afrika eintlik aan die gang is en hierdie geweldige diskriminasie teen Afrikaners op grond van taal, ras en kultuur, voorkoms, omtrent alles waaraan jy kan dink. Dit vind reeds plaas en as die Amerikaanse regering hulle daaroor uitlaat, dan is Adriaan Basson besig om nou te sê, nee maar, eintlik behoort AfriForum en Solidariteit vir die Amerikaanse regering te sê, nee, daar is nie so iets in Suid-Afrika nie. En dan, maar ek dink ons moet meer, hoe sal mense dit noem, ons moet meer waagmoedig raak in ons ontledings. En hierdie hele paradigma, om het so te noem, van volksmoord, is vir ons 'n magtige wapen om mense soos Adriaan Basson aan die kaak te stel, wat eintlik, hulle is eintlik soort van meelopers aan hierdie proses, want hulle verontskuldig al hierdie radikaliste in die land, almal wat besig is om daar te dans en te sing, kieleboer, elke misdadiger wat uitgaan en boere of gewone ander mense op die gruwelikste moontlike manier vermoor, op verontmenslikende wyse, uiters wreed. Hulle is besig om hulle te verontskuldig en Adriaan Basson is eintlik 'n apologeet vir plaasmoorde. Ons moet ons ontleding skerper maak. En dit is ook my kritiek teen Solidariteit en AfriForum. Hulle is dikwels so begaan oor hulle bemarking en alles wat daarmee saamhang, dat hulle nie bereid is om oor te gaan tot skerper kritiek en 'n skerper argument wat hierdie dinge betref nie. En dan maak hulle die deur oop vir 'n apologeet soos Adriaan Basson om nou in te kom en hulle en die Amerikaanse regering van sogenaamde leuns te beskuldig. Maar wie is besig met die leuns? Dis die vraag. Nou ja, as jy tot hier geluister het, moet nie vergeet om op die kanaal in te teken nie. En dan wil ek ook noem, daar was so ten slotte, daar was 'n baie interessante dokumentêr van die BBC wat hulle so 'n paar dae gelede of 'n week gelede of iets vrygestel het oor Johannesburg. En dit is 'n heel skrikwekkende ding. En dis my ongelooflik dat dit nêrens eintlik genoem word in Suid-Afrika nie. Maar dis hier in Johannesburg gemaak, lyk my deur 'n Johannesburgse span wat die BBC gehuur het om dit te doen. En dit toon die stand van die middestad van Johannesburg en veral natuurlik gebiede soos Hillbrow. Maar ek dink ons kan 'n hele aparte video daaraan wy en ek sal vir julle grepe vertoon uit daardie video van die BBC en dan kan ons bietjie volgende keer daaroor gesels. En dit sluit natuurlik aan by hierdie hele gesprek oor volksmoord en diskriminasie en alles wat daarmee saamhang. Want ek dink wat ons in Suid-Afrika besig is om te ervaar, die graad van verval is so erg, dat dit eintlik 'n soort beskawingsverval is, wat ons tans besig is om te beleef. En as jy kyk na tonele uit daardie BBC dokumentêr, dan staaf dit heeltemal 100% wat ek nou besig is om te sê, want ek dink op 'n stadium toe sê maar nou die Zulus in hulle hutte gewoon het, of wat ek al, sonder enige tegnologie, maar hulle het as 'n gaai gehad en jy weet, hulle kon koring of sorghum of wat ook al, kon hulle bietjie stamp, fyn stamp en hulle kon water aandra in 'n kalbas of in 'n pot. Daai beskawing van sê maar 100, 200 jaar gelede of daai kultuur was hoër
as die ene wat ons nou in 'n plek soos Hillbrow vandag beleef. Met ander woorde, ons is so besig om so vinnig af te daal en dit is besig om ons so vinnig af te trek dat ons regtig attent moet wees op hierdie dinge. En dis ook hoekom ons hierdie apologete vir die huidige verval en eintlik volksmoord wat daar plaasvind, of ons is op die 8ste fase van volksmoord. Hulle verdien om baie skerp gekritiseer te word en hulle moet verwerp word vir die eintlik, hulle is apologete vir hierdie proses van verval wat aan die gang is. Hulle steun dit eintlik regstreeks of onregstreeks. Wel, tot volgende keer, dan maak ons weer so. Totsiens.